Jaco gaan ons meer vertel oor presies hoe hierdie storie werk en dan as jy biologie in die stelsel insit, hoe kan jy op die einde van die dag in daai spens van jou intap? Jaco, hoe gaan dit? Nee, goed, dankie. Ja, doodstil, rustig. Okay, so, eerste ding wat ek by jou wil weet is, want nou praat ons oor julle het 'n baie cool oplossing hierso en ek meen hierdie plaas is nou al 3 jaar op hierdie ding, geen tekorte nie en die boer gee geen chemiese kunsmis. Hy's basies op 'n biologiese program van julle af, waar daar 'n bietjie biologiese voedingsstowwe ensovoorts is. Maar nou my kop sê vir my dis te min, okay, nommer 1. En toe ons nou so besig is met hierdie dag om te praat, toe klik ek, maar die ontledings wat ons kry van die labs af, werk op 'n spesifieke manier en dit gee nie noodwendig vir my die hele ware prentjie nie. Verduidelik my gou vinnig, hoe werk daai en wat is die regte prentjie eintlik? Okay. Voor ek vergeet, dink as ons 'n grondanalise wil hê, wil ons graag 'n comprehensive grondanalise hê wat jy spoorelemente en koolstof en al die tipe dinge het, KUV, jou kation uitrou vermoë en so aan, want jy wil weet hoe sterk jou grond is. Ja. So afhangende van hoe sterk jou grond is, sal ons nou kan oordeel, weet hoeveel kunsmis jy kan sny en sonder om oesverliese of tekorte of iets in daai aard te hê, weet. En in meeste gevalle kan ons 50% ten minste chemiese bemesting wegvat, jy weet, in baie gevalle 100%, weet. Ek meen hierdie plaas is 100% weggevat vir 3 jaar nou. So die chemiese analise wat ons kry van die labs af, hulle gebruik swak sure om die worteluitskeidings te stimuleer wat in die grond is. So dit gee vir jou 'n idee van wat beskikbaar kan word in die grondprofiel, weet, as daai sure nou in die grond gebruik word om dit goed los te maak. So daar is in die moedergesteente natuurlik baie meer minerale beskikbaar wat oor tyd gemyn kan word. Nou die baie mense vra, luister, met hierdie benadering van ons myners in die grond, jy gaan die ding nie uitstoom uit daar toe nie. Dit teenoorgestelde gebeur. Ons kry dat ons benadering, oplossing elke jaar jou stelsel in 'n beter kondisie laat. Want met ons benadering gaan jy altyd 'n styging in koolstofvlakke kry. Ons produkte het alles koolstof in. So jy sit altyd 'n bietjie koolstof saam met die produkte neer, maar jy kry ook baie meer effektiwiteit van koolstof afbreek in die grond en dat jy nie al die koolstof verloor as koolstofdioksied wat verbrand is, weet die organiese materiaal wat op die grond lê word verbrand in die son. As daar nie lewe in die grond is nie. So ons kry daai koolstof wat wel in die grond te gaan. So so as jy nou styg in die kation uitrou vermoë van die grond. So as jou kation uitrou vermoë styg, is daar meer plek vir minerale om vasgehou te word. So as jy goed loskom, is dit daar en dit word vasgelê in die grond. En ons mikrobes maak dit los vir jou, die kompostee of komposekstrak of saadinokulante whatever ons gebruik om die mikrobes te inokuleer. En dan die Ecodelta produkreeks verhoog daai Newton cycling rate in die grond, jy weet. Ons sit energie in die grond om Maar wat ek nou wil weet is as ek vat nou gewone grondanalise en ek stuur hom nou weg nou neem hy vir my 'n brei 1 byvoorbeeld op my fosfate. Hulle sê vir my hoeveel kaliums is in die grond, die kalsium, magnesiums. Hoe analiseer hulle daai goed? Ja, daai goed word ons nou maar met verskillende maniere gedoen, jy weet, verskillende sure en so aan. So daar verskillende labs het verskillende tegnieke en so aan, so mense moet nou kyk wat se tegniek hulle gebruik en daai resultaat interpreteer volgens dit, jy weet. Maar soos ek het verstaan, simuleer hulle half dit wat die wortel kan opneem. Ja. Hulle simuleer dit half en sê okay, right, luister hier's hoeveel vrylik beskikbaar is. Dit is wat jou plant waarskynlik sal kan opneem van wat in jou grond is ek reg? Ja, so byvoorbeeld hulle gebruik nou een manier is asetaatsuur om die goed op te los. Wat nou 'n ligterige suur is wat soortgelyk aan 'n wortel tipe van suur is wat die wortels afskei. Maar daar weet dit kan net 'n fraksie van die goed losmaak, jy weet. So daar is natuurlik nog baie wat kan loskom in die grondprofiel. Wat daar vas sit en ook afhangende van hoe sterk jou grond is, hoe meer sit daar dalk op die einde van die dag vas. Ja, spens is nou groter, ja. Ja. So dit is nogals, jy weet, as jy daai grondminerale regstel met 'n grond, jy gebruik obviously chemie om dit reg te stel, so jy kaliumsulfaat of wat ook al gaan jy gebruik of kalk of whatever om dit reg te stel. Maar wat ons benader wat ons dan on top of dit doen is ons maak net daai goed meer los vir jou. En weet dis in 'n plantbruikbare vorm losgemaak, so die plante kan dit makliker opneem.
En ons eie voeding wat ons gee vir die plante is direk opneembaar. So dit is 'n baie lae dit kos nie vir die plant energie om ons produkte om te skakel in plantbruikbare produkte nie, want dit is klaar omgeskakel. So die plant is baie effektief om die goed te gebruik, jy weet. So ons kan met relatief min minerale regkom. Want die minerale wat ons gee is in molekulêre verbindings vasgevang wat die plant direk kan opneem en gebruik, jy weet. So ons gee tipies gewoonlik 'n tiende van wat die konvensionele benadering gee, maar jy moet onthou die konvensionele benadering is 80% oneffektief. So jy kry maar net 20% eintlik in jou plant en 10% van daai 20% verloor jy weer deur die blare. So jy sit ek op die einde van die dag met 10% wat jy werklik gebruik in die grond of deur die plant. Ons kry ook natuurlik baie stikstoffiksasie wat plaasvind uit die weet daar's natuurlik bakterieë in die grond wat stikstof uit die lug uithaal en omskakel in nitrate en ammoniums wat die plant dan kan opneem of in aminosure as dit deur die mikrobe gaan. So weet 'n stikstoffiksasie is 'n energie-intensiewe proses, jy weet, in die meeste landboustelsels kort energie, weet, energie wat... Maar dis nie soos 'n ding, soos die resorbiums op sojaboontjies en daai tipe van goeders waar hy basies, jy het 'n ding wat stikstof punt uit die atmosfeer uit of so, maar is daar ander organismes wat dit ook doen wat nie noodwendig 'n peelplant is nie? Ja, wat hulle noem vrylewende stikstofwinders, wat nou nie 'n plant nodig het om te lewe nie. Ja. So hulle gebruik, dis basies net 'n bakterie wat 'n sekere naam het, wat daar's 'n klomp van hulle wat dan nou die stikstof uit die atmosfeer wat 70% stikstof is. En hoe losser jou grond is, hoe meer suurstof het jy in jou grond, jy weet, en lug in jou grond, jy weet. So dan kan daai proses ook natuurlik baie makliker plaasvind, jy weet. Daai stikstoffiksasie gebeur. Is dit deel van die organismes wat julle aan met die kompostees en daai goeders introduce binne in die stelsel? Ja, verseker, ja. So as die kompostees het 'n klomp van daai goed in. Wat dan nou daai funksies verrig vir jou van stikstoffiksasie en mineralisasie en al daai tipe van dinge. So wat jy vir my wil sê is even though julle die grond myn, is daar baie om gemyn te word. Nie net dit wat op my papier staan van die lab af nie, nê. Ja, hoe meer klippe jy het, hoe meer myne. Maar ja, so die groot ding is jy wil net jou stelsel funksioneel kry. As jy nie 'n funksionele stelsel het, jy kan jy so min wegkom so ons nou wegkom nie, want ons stelsel is funksioneel. En deur die stelsel funksioneel te maak, en jy moet so min wegkom en 'n pragtige oes kry en goeie kwaliteit kry. Want ek meen, as jy nou heeltyd stikstof gaan die meeste boere ding as 'n ding geel is, hy het stikstof nodig, gee stikstof, weet. Maar stikstof was nie 'n limiting factor nie, energie is 'n limiting factor by boerderystelsels. En min mense besef dit. Ons partykeer as ons nou partykeer op plekke kom waar daar nog die blare nou nie die regte kleur is na ons mening nie, ons doen 'n sapanalise, is dit weinig dat stikstof die probleem is. Jy wil in elk geval op 'n sapanalise bitter min nitrate en ammonium hê. Jy wil hê alles met 'n totale stikstof hê. As die goed in 'n totale stikstof is, dan beteken dit daai omskakelingseffek werk in die plant, jy weet, en dan gaan jou plant nie siektes hê nie. As jou nitrate hoog is, gaan jy baie siektes hê. En jou rakleeftyd gaan swak wees. So, ja. So op die einde van die dag wat jy vir my wil sê is ek moet 'n ordentlike stelsel vestig in die grond, amper die besigheid half gekickstart kry, want op hierdie stadium moet ons daai ding half sinteties aanvul, die stelsel met 'n sekere gedeelte. En in plaas van miljoene boublokkies sit ons nou met 3 of 4 of 5 boublokkies wat jou verskillende, noem dit nou maar makrochemiese elemente is. En dis dit. Maar as ons al daai tekortkominge kan invul met 'n funksionele stelsel, is dit op die einde van die dag 'n ding wat my volhoubaar winsgewend sal laat boer op my plaas. Ja, ek weet die oudste boere wat ons nou het op die benadering is 5 jaar. Nee, en ons kry tonne mate, oor 100 ton op daai appels en pere boere, weet, in jaar 4 en 5, weet. So dis nie dat die stelsel, ek weet nie, dink sal ons nou al uitgehardloop uit Woema uit as dit nou nie geval was. So die hele ding is omdat ons nou die hele benadering 100% omgekeerd van chemie. En dis hoekom die ding suksesvol is, want met die chemiese benadering takel jy jou stelsel af. Met ons benadering bou jy jou stelsel. So jou stelsel is elke jaar in 'n beter kondisie voor. Right, dit is Jaco van EcoSoil. Okay, is altyd interessant om met hom te praat want dan gaan my kop weer hier in 'n ander rigting in totaliteit, nê. Nee. Okay, so hulle is al vir die afgelope 20 jaar besig. As jy gewonder het, ek kom nie van gister af nie. Met 'n paar boere gepraat. Ja, ons seer hoog en laag by hierdie storie. Kyk hoe lyk die drywe hier agter. Geen tekorte.
en hulle het die totaliteit hulle chemiese kunsmis gesny nou al vir 3 jaar. Ek het 'n paar goeie goed hier gesien. Ek gaan hulle fyn dophou in die toekoms, maar as jy hulle belangstel, nee, dalk net 'n manier hoe jy weer winsgewend kan word op jou plaas. Liedjie bo of jy onder, dat hulle vir jou kom kuier, kyk hoe die goed by jou kan inpas. Gee dit 'n try, doen 'n proef en dan sal jy self sien of dit kan werk. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.